Goeiemôre almal, maandagoggend, die 22ste Junie, dit is die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor ons beloftes. Miskien het die Here al vir jou 'n belofte gegee, en dit het nog nie in vervulling gekom nie, maar as ons nou gaan kyk na koning Dawid, hy was op 'n baie jong ouderdom, as hy geroep om in God se diens te kom staan. En die Vader het hom geroep en daar was baie dinge wat met hom gebeur het, van wat hy gesalf is. Hy is nie sommer dadelik net koning gewees nie, maar hy het deur baie verdrukkinge en moeilike tye gegaan. Maar daar het tog 'n deurbraak gekom vir hom. Op 'n dag is hy aangestel as die koning, nadat Saul afgesterf het. Net so het die Here dalk vir jou afgesalf en jou 'n belofte gegee, en dit het nog nie in vervulling gekom nie. Moenie moedeloos raak nie, moenie tou opgooi nie. So kom ons kyk so 'n bietjie na Abraham se lewe. Nou Abraham en Sarah het 'n belofte gekry dat Abraham gaan 'n groot nasie hê. Toe is die man nou al in sy jare, die belofte het nog nie in vervulling gekom nie. Het hulle moedeloos geraak? Hulle het sommer net sake in hulle eie hande geneem. En toe is daar probleme. Ons kan nie dinge in ons eie hande neem nie. Wag op die Here. Wees stil en weet dat hy is in beheer. Maar kom ons gaan kyk hier na God se woord van die beloftes wat hy gegee het. Ons kyk 1 Samuel 16. En ek wil lees 'n hele paar verse. Vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel: "Hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek." Vers 4. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het. En toe hy in Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad hom bewend tegemoet gegaan en gevra: "Is u koms vrede?" En hy sê: "Vrede. Ek kom om aan die Here te offer. Heilig julle en kom saam met my na die offermaal." En hy het Isai en sy seuns geheilig en hulle na die offermaal toe genooi. Dan vers 11 tot 13. Verder het Samuel vir Isai gevra: "Is dit al u seuns?" En hy sê: "Die kleinste is nog oor." En kyk, hy pas skape op. So moet nou nie dink dat waar jy ook al is nou op die oomblik in jou lewe. My werk is so nietig, hoe kan die Here my nou uitkies? Hy kies wie hy wil. Toe sê Samuel aan Isai: "Stuur en laat hom haal, want ons mag nie aan die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie." Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê: "Staan op, salf hom, want dit is hy." Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van daardie dag al verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het hom klaar gemaak en na Rama gegaan. Die Here wil net gehoorsaamheid van ons af hê, dis al. En dan sal hy ons roep om in sy diens te wees. Dan gaan ons daarna Genesis 17 toe, en ek lees graag daarvan af vers 15 tot en met 22. Verder het God aan Abraham gesê: "Sarai, jou vrou moet jy nie meer Sara noem nie, maar jy moet haar Sara noem. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot die nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom." Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag, en hy sê in sy hart: "Kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar?" En Abraham sê aan God: "Ag, mag Ismael lewe voor die aangesig." Toe antwoord God: "Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal met hom 'n verbond oprig, as 'n ewige verbond vir die nageslag na hom." Halleluja. Dan, as ons hier na Genesis 18 toe gaan, verse 1, en ek lees van vers 1 tot 14. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynboom van Mamre, terwyl hy in die gange van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en hy kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet in die ingang van die tent, en hy buig hom na die aarde toe en hy sê: "My Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan tog nou nie by die knegt verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring, en was die voete en lê en rus onder die boom."
en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk die hart en daarna kan u verder gaan. Want daarom het u by u knegt aangekom en hulle antwoord, doen soos wat u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent in en hy sê vir Sarah, maak gou, knie 3 mate meel, die beste en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste toe en hy vang 'n jong mooi kalf en hy gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en hy sit dit aan hulle voor, terwyl hulle self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sarah u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. En Sarah het geluister by die ingang van die tent, wat agter hom was. Maar Abraham en Sarah was oud ver op hulle dae, dit het met Sarah nie meer gegaan volgens die reël van die vroue nie. En Sarah het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het, vir my Heer? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek werklik baar nou dat ek oud geword het, en sou iets vir die Here te wonderbaar wees, hierdie tyd oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom en Sarah sal 'n seun hê. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord vanoggend. Here, dankie dat ons ook aan ons beloftes wat u vir ons gegee het, kan vashou. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen.